So kom ons sluit ons oë. Abba Vader, is alweer Dinsdag. Die week het so vinnig verby gegaan. Hier is ons alweer. En Abba, vandag se hoofstuk is 'n lang hoofstuk en dis 'n ingewikkelde hoofstuk. Wil U asseblief met U Gees kom? Ruach, kom net en kom maak ons oë oop sodat ons sal kan sien dit wat U vir ons wys in hierdie gedeelte, want eintlik is hierdie gedeelte so die eintlike boodskap vir ons as gelowiges, dat ons dit nie sal mis nie, en dat ons selfs van mekaar sal leer, en Ouwe Vader, dat U, soos wat U met van hierdie kosbare dames praat, dat U ook met hulle sal deel oor gedeeltes, of wat gedeeltes uit hierdie stuk uit, en dat hulle dit op die groep sal deel, en dat ons almal 'n groter, voller prentjie sal kry, want ek dink daar is eintlik nog soveel meer wat ons kan leer uit hierdie gedeelte uit, maar baie dankie dat U getrou is om ons hier te hê, en ons deel te maak van iets groter as wat ons ooit sal besef. Baie dankie daarvoor. Amen. Goed, geliefdes, dit is so lekker om saam met julle te kuier. Ek het verlede week so 'n bietjie gepraat oor, of net verduidelik dat Abba op die oomblik besig is om so 'n bietjie community te bou, community, verskillende groeperinge by mekaar te sit. Party ons noem dit tribes, en party ons noem dit communities, en party ons noem dit mispaga, maar maak nie saak wat dit is nie. Hy is besig om mense by mekaar te sit, en die fokus altyd was op unity. En Abba kom sê, hy skuif nou die unity na union toe. So unity is wanneer ons dieselfde dink, maar union is wanneer ons in mekaar begin invleg, en nou raak ons sterker, sodat ons kan groter vrug dra. So ek is baie opgewonde daaroor, dat hy selfs hier oor die internet, hierdie golfietjies, wat ons nie eens kan raak sien nie, is hy besig om ons aan mekaar te connect, en die prentjie wat hy vir my gewys het is, ons is almal deel van die ware wynstok, en ons is hierdie lote, en jy weet, uit 'n loot uit kom hierdie klein groen draadjie, hierdie klein dingetjie wat so uitgroei, en dan begin hy so krul om 'n ander takkie en so aan, en ons is almal daai groen krulletjies, wat so die nuwe uitloopseltjies, wat so om mekaar beginne vasgroei, en mekaar nader trek. So ja, dis my baie, baie kosbaar. So ons is vandag by Rigters 5, Deborah en Barak se lied. Nou, dis nie 'n maklike hoofstuk nie, en dis maar wat Abba vir my gewys het. Jy dalk heeltemal iets anders te gekry, en ek sal bly wees as julle dit op die groep sal deel, as Abba vir jou iets anders ook gegee het, want dan kry ons 'n groter prentjie op die ou eind. So ja, ons begin by hoofstuk 5, vers 1 en 2. Then Deborah and Barak, the son of Abinoam, sang on that day, saying, when the leaders of Israel dedicate themselves, when the people volunteer, Baruch Adonai. Nou, die woorde Baruch Adonai is ontsettend belangrik, ek wil amper sê vir die Jood, want hulle begin, omtrent elke gebed begin hulle met Baruch Adonai, of Baruch Hashem, of Baruch Adonai, daar's liedere ook met die woorde Baruch Adonai. So ons gaan kyk, in die Engels sal dan nou gestaan het, iets soos Praise the Lord, maar ek het spesifiek Baruch Adonai daar neergeskryf, en julle sal sien hoekom ek dit gedoen het. So elke nou en dan in hierdie lied, sing Deborah en Barak dan hierdie woorde Baruch Adonai, wat beteken geseend, of blessed is Adonai, blessed is Yahweh. Hierdie lied word gesing na aanleiding van die oorwinning wat behaal is. En nou is my vraag aan my en jou, is ons altyd gereed om lofsange te sing? En dan, wat is die woorde van jou loflied? Julle, ons is baie keer op 'n plek wat ons so oorweldig is deur die lewe, dat ons vergeet om 'n lofsang te sing. En dit voel baie keer die woorde word gesteel uit ons monde uit. Ons weet nie meer hoe nie. Ons het verleer om lofsange te sing. Een van die probleme is dat die liedjies
wat nou deesdae in die kerke gesing word, jy weet, jy het hom 1 of 2 keer gesing en dan beweeg hulle aan na die nuwe liedjie toe. So jy kry nooit kans om regtig 'n liedjie jou eie te maak nie. So ons het verleer, daardie ou Halleluja liedjies, psalms en gesange wat ons geken het, ons het dit iewers te langs die pad verloor. En ek wil jou uitdaag om sommer jou eie lofsange te maak, sommer 'n lied te sing vir die koning met die woorde wat vir jou van toepassing is. Een van die goed wat vir my, ek weet nie eens hoe om dit te sê nie, dis vir my een van die mooiste sinnetjies in die woord. En ons kry dit in Psalm 70 vers 4. En dit sê, let God be magnified. Die Afrikaans sê, vergroot hom, of vergroot God. Maar weet julle wat, die Engelse woorde sê vir my, geef my 'n prentjie, let God be magnified, en al wat ek sien is 'n vergrootglas. En dat ek na my probleem kyk, en nie na die probleem kyk met die vergrootglas nie, maar dat ek na die probleem kyk, of na God kyk, met die vergrootglas, en hom groter maak as enige iets. En ek wil vir julle sê, ons moet saam met Deborah en Barak begin sing. Ons moet begin lofliedere sing oor dit wat hy vir ons gedoen het. Maar hierdie dood eenvoudige sin van, then, ek wil die volgende sin eintlik vat, when the leaders of Israel dedicate themselves, when the people volunteer, Baruch Adonai. Nou ek hoor in die eerste plek dat Deborah sê, ag, dankie tog, uiteindelik het hierdie ouens opgestaan, uiteindelik het hulle gehoor. Maar, daar's baie meer agter hierdie sinnetjie as net dit wat ons hierso lees. Nou, die woorde, when the leaders of Israel dedicate themselves. Iemand, Rikoka, of iemand het daaroor geskryf, ek weet nie presies wie is hierdie persoon nie, en hy het die woorde, Bifroa, Peroaf gebruik. Nou, ek weet nie, ek spreek dit dalk glad nie reg uit nie, Bifroa, Peraos, sê hy. Nou, okay, wat ook al daai woorde in die Hebreëus is, dit maak nie saak nie. Maar wat dit beteken is, when the leaders let grow their hair. Die alternatiewe vertaling in my Bybel en die NASB sê, when they let their locks hang loose. Okay, so kom ons kom terug na, wat is die profetiese betekenis van hierdie saak? When the leaders of Israel dedicated themselves. Beteken hierdie ouens het besluit, ons staan op. En as ons dan nou kyk na dat die dieper betekenis daarvan is dat hulle hare laat groei het, dan moet ons weet, ons moet nog verder gaan kyk. So hare se profetiese betekenis is toegewydheid aan God, consecration. Die bruid in Hooglied se hare is pers, want haar koninklikheid begin wys, haar royalty begin wys. So in die Bybel was 'n man se lang hare 'n simbool van sterkte en reinheid. En dan weet ons dat die manne, die oomblik toe hulle self dedicate, het hulle eintlik opgestaan, they arose. Onthou julle ons het verlede week gesê, when they arise, it means they become powerful. So hierdie hele ding sê, toewyding het toegeneem. En dan weet ons in Numeri, dink is Numeri 6, dat ek net by die regte plek kom. Ja, Numeri 6 sê van vers 1 tot 6, praat van die Nasareer belofte, wat die mans dan nou gedoen het, om te sê, hulle hare word nooit gesny nie, hulle sal nooit die vrug van die druif eet nie, of drink nie, want hulle het hierdie belofte afgelê. En dit alles praat van hierdie sterkte en reinheid en krag wat hulle self toewy. They dedicate themselves. So, Deborah sê, sy sing haar lied, want die leiers van Israel het besluit om op te staan. Hulle wil ingaan in hierdie holy war, hulle wil begin saamveg. 'n ander ding om te onthou is, wanneer daar 'n gijslaars tipe ding was,
of soos byvoorbeeld die Holocaust, as ouens gevange geneem is die eerste ding wat hulle gedoen het, hulle die mense se hare afgeskeer, want dit is hulle glory, né? Hulle hare is afgeskeer om te sê, jy's niks nie, jy beteken niks nie, so hulle het hulle hare, en eintlik nou nogal nie mooi afgesny, nie sommer net sulke gaterig en so aan. Wat hierdie sinnetjie vir ons met ander woorde sê, want die volgende sin sê, when the people volunteer. So mense het vrywillig begin aanmeld om te help veg. Hulle het gesien wat gebeur by Deborah en Barak met die geveg toe hulle afgekom het van Tabor af, wat gebeur het by Kishon, hulle weet van wat Jael gedoen het, en nou staan hulle op en hulle begin aanmeld om te veg. They arose in power. Hulle kom en hulle staan op in hulle krag. En dis eintlik ontsettend belangrik. Ons moet baie mooi kyk na hierdie sinnetjie. As ons leiers in hierdie land sou begin om toegewyd aan God te lewe, want dis wat die hare beteken, is daai toewyding, consecration, as hulle gaan begin om toegewyd aan God te lewe, en die mense staan op en almal begin, daar's nie 'n mooi woord vir arise nie, staan op, almal begin opstaan vir Abba Vader, dan gaan ons kan uitroep, Baruch Adonai, geseënd is hy, blessed is the Lord. Dan gaan ons verder en ons gaan kyk wat sê Psalm 110 vers 3. Your people will volunteer freely in the day of your power. Daai woordjie power, daar is Chayil. Die van julle wat Gideon gedoen het, sal onthou wat beteken Chayil, sy krag. Hy sê, your people will volunteer freely in the day of your power. In holy array from the womb of the dawn, your youth are to you as the dew. So, hy sê die dag as die mense begin opstaan om in die krag van die Allerhoogste te begin veg in hulle heilige gewade, met ander woorde, a robe of righteousness, dan your youth are to you as the dew, praat van die jong mense, dit praat van genade. Maar kyk nou na die selfde vertaling, of die selfde psalm in die Passion Translation. Your people will be your love offerings. Daai volunteer word daar vertaal met love offerings. Is dit nie net absoluut beautiful nie? Wanneer ons volunteer vir hom, wanneer ons opstaan en sê, maar ek is hier, ek sal doen. Julle ouens wat julle tyd opgeoffer het om te kom hoor wat dit is wat Abba vir julle wil sê. To him you are a beautiful love offering. In the day of your mighty power, you will be exalted, and in the brightness of your holy ones, you will shine as an army arising from the womb of the dawn, anointed with the dew of your youth. Is dit nie mooi nie? Maar kyk nou hierdie vers. Hooglied 6 vers 10 sê, Who is that? Who is this that grows like the dawn, as beautiful as the full moon, as pure as the sun, as awesome as an army with banners? Hierdie mense wat opstaan as love offerings, wat volunteer, dis die bruid. Dit verteenwoordig my en jou as die bruid. En die bruid groei soos die dag sterker word. En julle gaan sien hoe eindig ons hierdie hoofstuk, soos wat die son al hoe sterker word in sy mag, so is die bruid wat groei, as beautiful as the full moon. Die bruid reflekteer die lig van die bruidegom. Hy is die bruidegom en ons reflekteer sy beauty, soos wat 'n volmaan die beauty van die son reflekteer. Maar ons word al hoe meer pure, soos die son wat hy daar sê. Maar hy sê as ons so aankom, we are as awesome as an army with banners. Ek weet nie of ek het al vir julle gesê het nie, maar op 'n stadium het Abba vir my gesê, gaan soek die wapenrusting in Hooglied. Nou, dit was 'n journey gewees, en ek is besig met 'n boek,
the victorious bride, wat gaan oor die bruid se wapens en die wapenrusting, wat uitgebeeld word in Hooglied. En hierdie bruid wat aankom, ons is deel van die bruid wat aankom as an army with banners, because we volunteered en ons word sy love offerings. So, geliefde, as daar nou weer 'n oproep kom, weet dat as jy volunteer, you become a love offering. Jy is a love offering. Jy bied a love offering aan. En ons is baie keer so bang vir vreemde goed en ons is so, but just be that love offering. Daai Baruch Adonai het ek vir julle gesê, beteken eintlik, Adonai beteken meester, of soos die Amplified Bible sê, the sovereign ruler. En ons is in Afrikaans, sal ons nie maklik sê geseend is die Here nie, of gesalfd is die Here nie, maar hierdie bless beteken to be blessed, to be anointed, maar dit kom van die woordjie barak af. En daai woordjie barak beteken eintlik to kneel in praise and adoration, to submit with bowed heads before Yahweh for what he has done. En ek hoop julle is besig om laat julle ore na ons so beginne maak, want ek begin goed nou vir julle sê, wat ons nou al 'n paar keer oor gepraat het, maar volgende week gaan ons by die volheid kom van waar ons al hierdie goed by mekaar trek. Baruch Adonai, Baruch beteken to bless, maar dit kom van barak af wat beteken to kneel in praise and adoration. Mag ek en jy, as dinge in ons lewens gebeur, sê Baruch Adonai, Baruch Yahweh, Baruch, hoe jy dit ook al wil sê, geseend is hy, geseend is die koning, prys die koning. Onthou julle hoe die ou mense altyd in die kerk, die ou tannies altyd gesê, prys Jesus. Nou ja, hier is ons nou, ons sê dieselfde ding, in watter taal ons hom ook al sê, ons wil hom sê. In vers 3 kry ons nou, Hear, O kings, give ear, O rulers, to Yahweh I will sing. Dis al loflied wat sy sing. I will sing praise to Yahweh, the God of Israel. Yahweh, when you went out from Seir, when you marched from the field of Edom, the earth quaked and the heavens also dripped. Even the clouds dripped water, the mountains quaked at the presence of Yahweh, like the Sinai at the presence of Yahweh, the God of Israel. Nou, interessant genoeg sê hy daar so in die tweede reeltjie, I will sing praise to Yahweh. Nou, die eerste keer as hy sê sing, dan is dit sommer die woordjie shir, wat beteken 'n lied, of to sing, of to be a singer. Maar die tweede keer is zamar. Dit is to make music, to praise in song, but veral to celebrate. Ek dink nie ons celebrate hom genoeg nie. Ek dink nie ons hou genoeg. Julle, ons het so ordentlike Christene geword. Ons is so ordentlik in ons, hy het so goed gedoen vir my, ek is so dankbaar. Julle, ons is veronderstel om soos Miriam, met tamboeryne te dans. Ons is veronderstel om soos Deborah, hierdie prysdans uit te voer, maar ons is so in ons boksies, kom ons klim uit ons boksies uit, en ons begin om so bietjie celebrate, want dit is wat nodig is. Wat ek wil hê julle moet in daai sin raak sien, is 2 name, die ene sê hier, hy is in die eerste, tweede, derde, vierde reël, sê hier, en die een onder hom is Edom. As julle daai 2 name sien, dan moet julle take note, soos die Engelse sê, maak 'n sterretjie daar, maak 'n sleuteltjie, ek teken sleuteltjies in my Bybel, want dis 2 sleutelwoorde. Hoekom sê ek so? Want daar's nog 'n naam wat julle maar by dit kan skryf, en dit is Bozra. Seir, Edom, Bozra, alles praat van Petra, wat in Jordanië is, en dit is sleutelwoorde vir die eindtyd. Ja, ek gaan sommer vir julle 'n stukkie lees, ek het hom nie op die skerm gesit nie, maar ek wil hê julle moet luister na wat ek vir julle sê. In Jesaja 63 vers 1, die opskrif daar is, The Lord's Day of Vengeance. Who is this who comes from Edom, with garments of glowing colors from Bozrah? This one who is majestic in his apparel, marching in the greatness of his strength. It is I who speak in righteousness, mighty to save.
Why is your apparel red and your garments like the one who treads in the winepress? I have trodden the wine trough alone, and from the peoples there was no man with me. I also trod them in my anger and trampled them in my wrath, and their lifeblood is sprinkled on my garments, and I stained all my raiment, my klere. For the day of vengeance was in my heart, and my year of redemption has come. I looked, and there was no one to help me, and I was astonished, and there was no one to uphold. So my own arm brought salvation to me, and my wrath upheld me. I trod down the peoples in my anger, and I made them drunk in my wrath, and I poured out their lifeblood on the earth. Hierdie gedeelte praat van die tweede gedeelte van Yeshua se koms, wanneer hy gaan kom om die aarde en die nasies te kom oordeel. En dan staan daar, hy gaan deur Bosra kom. Hy gaan by Seir en by Bosra gaan hy deurkom, by Edom. Hy gaan eers stop. Daar waar sy volk gaan wegkruip in Petra. Daarna toe gaan hy, en dan sê hy, for the day of vengeance was in my heart, and my year of redemption has come. Weet julle wat? Maak nie saak hoe die oordeel gaan wees nie. In 'n dag wil hy dit klaar afhandel, want hy wil eerder daar die year of redemption, hy wil eerder die verlossingswerk doen. Maar die wraak gaan daar wees. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar daar is eintlik 2 wynstokke. Die een is die ware wynstok van Johannes 15, en die ander een is die wynstok van die aarde, en ek dink dit staan in Openbaring 14, en dis waarvan hy hier praat, dis hierdie druiwe waarvan hy hier praat, dis die vrug van hulle wat gekies het om nie in die ware wynstok te behoort nie, wat nie ingeënt is in die ware wynstok nie. So, die oomblik as jy Seir sien, of Edom sien, of Bosra sien, moet jy weet, hierso, smaak 'n sleuteltjie, dis 'n eindtyd boodskap. So, daai gedeelte in Jesaja, ek het vir julle die presiese gedeelte gee, Jesaja 63 vanaf vers 1 tot 6 het ek nou vir julle gelees, maar julle kan maar verder gaan lees. So goed, kom ons gaan aan met Rigters 5. Dis nog steeds die lied wat Deborah en Barak sing. In the days of Shamgar, the son of Anat, in the days of Jael, the highways were deserted, and travelers went by roundabout ways. The peasantry ceased, they ceased in Israel, until I, Deborah, arose, until I arose, a mother in Israel. Nou hierso vertel hulle van Shamgar. Nou Shamgar was die 3de rigter gewees, en uit in die noorde van Israel het hy gewerk. Met ander woorde, dis omtrent in die area waar die geveg nou plaasvind. So in hierdie lied word Shamgar en Jael op dieselfde vlak geplaas, want al twee het boosheid bestry, né? Nou, Shamgar het 600 Filistyne doodgeslaan met 'n osdrywerstok, praat die Bybel van. Die Engels praat van 'n ox goad. Met ander woorde, dit was 'n prodding stick gewees. Hy het hulle 600 Filistyne doodgeslaan. Nou, hoe dit gebeur het, weet ons nie, maar ons weet, die Bybel sê vir ons, hy het 600 ouens doodgeslaan. Maar wat vir ons belangrik is dat Jael ook gereken word dan nou, op dieselfde vlak as hierdie rigter, wat vir ons die bevestiging is, dat hierdie drievoudige salwing gaan oor Deborah, oor Barak en Jael. Ons kan nie een van die 3 uitlos nie, want dan is hierdie drievoudige salwing is dan 'n verswakte salwing. En ons gaan volgende week bietjie praat oor wat beteken dit dat ons hierdie drie salwings of hierdie 3 koorde van hierdie salwing dan nou bietjie deurvleg, sodat ons sterker kan word, né? So hy sê daarso, the peasantry ceased. Nou daai peasantry beteken die leadership in the villages. As jy gaan kyk na die Hebreëse woord daar. En dit praat van die lewe in die dorpies wat verander het. Daar's nie meer vrolikheid nie. Daar's nie meer vreugdevolle samesyn nie. Mense is in die klein dorpies, is hulle eintlik blootgestel aan die aanvalle
van die Kanaaniete, want wat die Kanaaniete gedoen het is, hulle het in hierdie groot Jesreel-vallei en die plekke waar dit nou bietjie platter is en so aan, het hulle op en af gejaag met hulle strydwaans om vrees in te boesem. En die mense dan gaan wegkruip in hulle dorpies, maar dan het hulle deur die dorpies gejaag en hulle het eintlik 'n vrees 'n skrikbewind gevoer, as ek dit so kan stel, né? So hierdie peasantry wat gesies het, dit het opgehou, die lewe in die klein dorpies het opgehou om te bestaan. Totdat ek, Deborah, opgestaan het. En sy sê dit 2 keer, totdat ek, Deborah, 'n moeder in Israel opgestaan het. Nou hier kry ons weer 'n baie belangrike profetiese prentjie. Die Hebreëse woord vir moeder is em. Die kindertjies in Israel sê vir hulle mamma Ima, maar dit kom maar van em af. So, em is mother of moeder, maar die Hebreëse woord vir waarheid is emet. En dit bestaan uit die eerste en die middelste en die laaste letter van die Hebreëse alfabet. Nou, ons kry die mooi stukkie geskiedenis van Salomo, wat mense het na hom toe gekom met hulle probleme, en toe het 2 prostituie gekom met 'n babietjie, die enetjie se babietjie is doodgelê, en die ander die een mamma wil die babietjie in die helfte deursny, en dan sê die mamma sê, nee, gee liewerste vir haar die kind. En dan, as ons nou na die Hebreëus kyk, dan kan ons sê, Salomo het die em gesien, die moeder gesien, and therefore he could see the emet, hy kon die waarheid sien. Want em, die woordjie em, bestaan uit 'n alef, wat beteken strong, dis sommer nou in kort, en 'n mem, wat beteken water of vloeistof. En die prentjie wat daar uitkom is, die mamma is die sterk vloeistof, die gom, wat 'n huishouding by mekaar hou. En Deborah sê, al hierdie goed het verval. Daar staan travelers went by roundabout ways. Die mense wou nie meer op die highways gaan nie. Die travelers wou nie meer ry nie, want dit het gevaarlik geraak. Until Deborah, I arose, Deborah, ons gaan later kom by haar naam se korrekte uitspraak. So, ek en jy het nodig om te weet, ons moet as moeders opstaan in Suid-Afrika om te veg vir ons volgende geslag. Julle ouens, ek weet nie of julle dit weet nie, maar ek dink ons volgende geslag is nie moeilikheid. Want die jong mense het snaakse idees en die kindertjies kom nie by die waarheid uit nie. Hulle het sulke, die Engelse gebruik die woord warped, en warped beteken dat ding is nie plat nie, hy is so 'n bietjie gebakkel, né? Ons as moeders moet opstaan om te veg vir die volgende geslag. En wat is die rol van 'n moeder? Sy's 'n nurturer en 'n nourisher, en sy's 'n leader. Met ander woorde, sy moet voed, sy moet versorg, sy moet lei. Maar 'n man kan in die rol van 'n moeder opstaan in die sin van dat hy verstaan hoe belangrik dit is dat die nurturing van die volgende geslag moet gebeur. Goed, so dan kyk ons nou wat volgende gebeur in hierdie lied van hulle, en dit kry ons in Rigters 5 vers 8. New gods were chosen, and then war was in the gates. Not a shield or a spear was seen among 40,000 in Israel. Nou hierdie is 'n baie kort sinnetjie met geweldig baie goed wat dit sê. Hulle sing hierso, hulle sê, ons volk het nuwe gode gekies. En toe was daar oorlog in die poorte. Die poorte is die plek waar die ouens sit wat in beheer is van die stad. As jy die poorte in jou besit het, is jy in besit van die stad. So die eerste ding wat hulle gedoen het, as hulle 'n stad aangeval het, hulle het na die poorte toe gegaan. Want die ou wat, the one that possesses the gates, hulle het die hele totale beheer oor daardie stad of daardie dorp. En nou sê hy,
of hulle sing, Deborah en Barak sing, daar was nuwe gode gekies, en dit het 'n oorlog veroorsaak in the gates, in die poorte. Nou is daar 'n volgende sin wat net so belangrik is. Not a shield or a spear was seen among 40,000 in Israel. Nou 40,000 beteken wise and expert government. Dit beteken maturity and understanding. Maar Deborah sê, daar was nie 'n skild of 'n spies te sien by 40,000 mense nie. So 40,000, dit praat eintlik van die leiers. Praat van hierdie ouens wat veronderstel was om te weet wie Abba Vader is, te weet wat die wyse ding is om te doen, om wise and expert government uit te voer. Hulle is die ouens wat die nuwe gode gekies het. En dan lees ons in Deuteronomium 32 vers 16, en ek gaan nie die hele ding vir julle lees nie, ek gaan net so hier en daar 'n skriffietjie net so bietjie uitlig. They made him jealous with strange gods. Julle, ons kyk na die Israeliete en ons dink, hoe kon julle dit doen? But let me tell you, ons het new gods, ons het strange gods. Hy sê daar bietjie onder toe, sons in whom is no faithfulness, for they are a perverse generation. Sons in whom is no faithfulness. They have made me jealous with what is not God. They have provoked me to anger with their idols. Hoor nou hierdie volgende sin. So I will make them jealous with those who are not a people. I will provoke them to anger with a foolish nation. God se oordeel kom wanneer ek en jy met valse gode besig is, wanneer ons volk met valse gode hom probeer jaloers maak. So die geestelike beginsel is, nuwe gode of afgode verwyder Abba Vader, Yahweh, se blessing, dit verwyder sy covering, dit verwyder sy beskerming. Hy is die God van verbond. Maar ons bind baie keer sy hande, deurdat ons new gods gekies het. Daai gates is baie belangrik. Ek weet hier's nou Kimberley ouens, maar ek wil dit gebruik as 'n voorbeeld, want dis waar Vader het my dit die eerste keer gewys het. Die eerste keer toe ek deur Kimberley gery het, het daar vir my 'n donkerte, was daar vir my 'n donkerte gewees in die geestelike realm, en ek kon nie verstaan wat dit was nie, totdat Abba my gewys het, dat 'n moskee in die gate staan. In die ingang, naby die ingang, staan die moskee. Jy kan maar gaan kyk as jy Johannesburg toe ry, waar staan die moskees? Wat is in die gates van jou dorp? Ons het op 'n stadium met ons sulke Romeinse soldate, iemand in die plaaslike munisipaliteit, eintlik is dit nie eers Romeinse soldate nie, dis eintlik sulke Romeinse ouetjies, maar hulle het eintlik heeltemal iets anders, perverse goed voorgestel, en hulle dit by al die ingange van ons dorp kom sit. Wat is in die gates van jou dorp? Wat is in die poorte van jou dorp? En nou wil ek nie sê, moet nou gaan en daar gaan staan en bid, as Abba nie vir jou gesê het nie. Jy moet, onthou julle ons het verlede week gesê, jy moet die opdrag van Abba kry, jy moet die regte skrifte kry, sodat jy weet wat dit is wat jy daar moet gaan doen, maar ons moet begin kennis neem van hierdie goed. Ons het nooit 'n moskee gehad nie, en skielik het ons 'n moskee in die middel van die dorp. En ek wil vir julle sê, dinge het verander. En ons moet begin wakker word. Wat staan in die gates? Wat staan in die poorte van jou dorp? Wat staan ook in die poorte van jou familie? Daar staan iets soos jaloesie of iets wat deur die geslagte kom. Hy staan in die poorte en hy het 'n effek. Ons moet gaan seker maak wat dit is wat in die poorte staan. Maar kom ons gaan aan, want ons nou 'n lang lied om deur te werk.
Rigters 5 vers 9 tot 11 sê, My heart goes out to the commanders of Israel, the volunteers among the people, Baruch Adonai. Daar sê sy alweer Baruch Adonai. Sy sê, My heart goes out to the commanders of Israel. Deborah het 'n hart gehad vir leiers. Sy roep hulle op, sy praat hulle aan, sy sing oor hulle. Die volunteers. Weet julle wat? As ons verstaan hoe belangrik die Deborah salwing is, en dat ons 'n hart moet hê om die leiers op te roep, en weet julle wat, ons kan baie keer nie met die leiers praat nie, maar ons moet vir hulle bid, dat hulle kan opstaan en hulle posisie inneem in die weermag van Abba Vader. En dan begin sy met 'n baie interessante stukkie daarso, en ek het vir Abba gevra, wat beteken hierdie? Want dit maak nie vir my sin nie, en toe hy dit vir my wys, uit verskillende bronne uit, het dit vir my so sin gemaak. So dan sing sy sê, You who ride on white donkeys. Dit praat van die royalty, want die koninklikes het op wit donkies gery. You who sit on rich carpets. Dit praat van die elite en die ryk ouens wat op ryk tapuite, oosterse tapuite gesit het en gekuier het en vergadering gehou het. En dan sê sy, And you who travel on the road, hulle wat die armes is, en dan sê sy, Sing, declare it. Daai sing wat daar gebruik word, sê, Declare it. Wat moet ons declare? Ons moet declare dat die God van die heelal het so pas 'n oorlog gewen, 'n heavenly war is gewen oor die Kanaaniete by die Kishon rivier. Onthou julle? Ons het daaroor gepraat, ons gaan net nou weer daaroor praat. So, dan sê sy, Declare it, louder than the sound of the archers at the watering holes will they sound as they retell the righteous acts of Yahweh, the righteous acts of his rulers in Israel. Ek dink nou sommer aan iets. Julle weet as die Springbokke gewen het, en ons kuier nou almal daarna, dan almal praat gelyk. Het jy daai 3 gesien? Het jy gesien wat daai ou gedoen het? Louder than the sound of the archers at the watering holes will they sound as they retell the righteous acts of Yahweh. Kan julle dink, hoe sal dit wees? As ons om 'n braaivleisvuur staan, en die ouens vul mekaar in die rede om te vertel dit wat goed gedoen het. Dit wat goed gedoen het. En dan eindig sy daai gedeelte en sy sê, Then Yahweh's people march down to the gates. So die mense is opgeroep, selfs die rykes, die royalty, hierdie ouens het besluit, ons gaan opstaan, want ons het gesien wat Yahweh gedoen het. Hy het, onthou julle ons gesê, hy het die slag geslaan, en nou moet die oorlog gewen word. So, dan sê hy, dan sê hulle, Yahweh's people march down to the gates. So, wat is jou visie vir die leiers waar jy is? Het jy al vir Vader gevra, wat is sy visie vir die leiers? Nou praat ek nie net van geestelike leiers nie, ek praat ook van die plaaslike munisipaliteite en so, en wat is sy visie vir elkeen van hierdie leiers? Hy het vir my verlede jaar met die verkiesings baie interessante ding gewys. Ek bid altyd voordat ek stem, en toe sê hy vir my, dit gaan nie oor die party nie, dit gaan oor die persoon wat hy in posisie wil sit, wat hy het 'n visie vir elke persoon wat staan. Dit was my baie interessant. So, ek wil vir jou sê, jy kan nie meer gaan vra vir watter party moet jy stem nie. Jy moet vir hom vra vir watter persoon moet jy stem. Want as jy sy visie kan kry vir 'n persoon, en jy kan daardie visie inbid vir daardie persoon, weet julle wat, daar gaan so verskil kom in ons land, as die leiers, en ek praat van politieke leiers, beginne opstaan. En ek en jy moet besef dat deel van die Deborah salwing is om vrywilligers op te roep. Ons moet vrywilligers oproep. Ons moet ouens oproep om in die gates te gaan staan van ons dorpe, om 'n plek van autoriteit in te neem, sodat die regte ouens die beheer van die stad kan kry, sodat dit wat in ons stad kan gebeur onder beheer van die Allerhoogste is.
Met ander woorde, ons moet ons poorte weer terugneem. Maar ons moet gaan kyk, wat is die poorte wat in die hande van die vyand is, né? En ons moet ook gaan kyk, Abba Vader, wys vir ons, wat is dit wat die poorte oophou? Wat gee die vyand legal ground in ons poorte? En dan sing Deborah verder, en sy sê, awake, awake, Deborah, awake, awake, sing a song. Sy sê vir haarself, kom by, kom, staan op, kom sing. Daai awake is 'n Hebreëse woord, is oer, en dit beteken to wake up, to lift yourself, to rise up, to stir yourself up. Weet julle, ons moet onsself baie keer so 'n bietjie aanpraat, so 'n bietjie spanpraatjie met onsself hou, en vir onsself sê, kom, word wakker. Word wakker. Kom, ek kan 'n verskil maak. Ons kyk na ons dorpe, ons kyk na ons familiesituasies, ons kyk na 'n situasie by die werk, en ons dink, dis nou wat dit is. Deborah sê, nee, kom, stir yourself up, awake, awake, sit jou naam daarin, awake, awake. Wat kan ek doen om 'n verskil te maak? En dan sê sy, arise, Barak, en dis weer daai een van become powerful, Barak, and take away your captives, O son of Abinoam. Maak klaar. Help die ouens wat vasgevang is. Maak klaar met die vyand. En onthou julle wat het ek net nou vir julle gesê? Wat is die lied wat ek en jy moet sing? Let God be magnified. Maak nie saak wat die situasie is nie. As ons as gelowiges in eenheid gaan begin sing en gaan sê, let God be magnified, but God, maak nie saak wat gebeur nie. My God is groter as dit. Ken julle nog die liedjie van my God is so groot, so sterk en so magtig? Daar's niks wat my God kan doen. Jy weet, dis nie 'n kinderliedjie daai nie. Dis 'n powerful lied daai. En wil jy hom nie sommer net vandag nog sommer gaan sit en gaan sing? Ek weet daar's op YouTube is daar 'n lekker lewendige ene wat 'n klomp jong manne sing. Wat jy kan gaan aansit. Dis so 'n lekker lewendige ene. En as jy nou die dag voel, nee, ek moet myself nou eintlik bietjie aanpraat. Ek moet nou 'n bietjie spanpraatjie met jouself hou. Gaan sit daai ding aan en dan sing jy uit volle bors. My God is so groot. Dis 'n Engelse een, daai net so terloops. My God is so great. Dink ek is die Engels. Ek sal kyk of ek hom kan kry, dan sal ek hom vir julle opsit. Maar kom ek en jy begin om hom groot te maak. Om hom groot te maak, maak nie saak wat die situasie is waarin ons is nie. Maak nie saak hoe goor dit in ons dorpe gaan nie. Maak nie saak wat is die probleme in ons familie nie. Maak nie saak hoe gaan dit in jou banksaake nie. Maak nie saak hoe gaan dit in jou huwelik nie. Let's just say, let God be magnified, en laat hy groter word as enige iets van hierdie probleme. Want weet julle wat? Then we arise and we become powerful, en ons volunteer om 'n verskil te maak, en dan kan hy deur ons begin werk. Want dis altyd wil hê, hy wil net hê ons moet opstaan. Nou hier is 'n lang ene, maar ek wil vinnig deur dit gaan en ek gaan net so 'n paar goedjies aanraak daarso. Then a remnant of the nobles marched down, the people of Yahweh marched down to me like warriors. Wie is die remnant? Die bruid is die remnant. Die bruid arise, en ons begin saam met hom stap, like warriors. Onthou julle wat het ek net nou vir julle gelees in Hooglied? Die bruid is soos 'n army with banners, en die banner over us is love. En soos wat ons aankom, word ons al hoe sterker, soos die son wat sterker word in al sy glorie. En as ons so aangestap kom onder hierdie banner wat sê love, dis vreesaanjaend vir die vyand. Hy sê in die Engels, sê hy, awesome to me. Hy sê vreesaanjaend vir die vyand. Goed, so dan lees ons alweer vir Efraim raak. Ek het net nou vir julle gesê, Vader is besig om ons in mekaar te laat groei. Okay? Hy's besig om die body, die liggaam, wakker te maak, om nader aan mekaar te begin beweeg. Hy's besig om die liggaam te begin in eenheid te bring.
En Ephraim is ontsettend belangrik, want Ephraim verteenwoordig die nasies daar buitekant. Nou, Esegiel 37 is die gedeelte wat praat van die dooie bene. En Ephraim word daar spesifiek genoem. En Ephraim en Juda is die volgende gedeelte, nog steeds in Esegiel 37, wat saamgevoeg moet word om die one new man te vorm. So dis ontsettend belangrik, die oomblik as ons Ephraim sien, maak 'n sleuteltjie daar, eindtydwoorde. Ons moet gaan kyk. Nou sê hy hierso, from Ephraim, those whose root is in Amalek came down. Nou, Amalek het geheers waar Ephraim gebly het. Nou, ons kan hom ook die alternatiewe vertaling daar is rooted against. Maar ek wil so 'n bietjie gaan kyk na whose root is in Amalek. Weet julle wat, ons as Ephraim, ons wat die nasies verteenwoordig. Ephraim beteken double fruitful, maar die gees van Amalek is the evil eye of doubt. Dis die gees wat daarmee saamgaan. Dis die gees wat twyfel bring. Dis die gees wat minderwaardigheid bring. En die wortel daarvan is jaloesie. Amalek was Esau se kleinseun gewees en hy haat die Israeliete en ons lees dit dwars deur die Bybel dat die Amalekiete kom teen Israel. Maar daai woordjie van Ephraim is rooted in Amalek. Dit kan nou vertaal word met is rooted against, so hulle is gedurig in geveg. Maar wat my nie bang maak nie, maar wat my daarop opval is dat eintlik sê die woord, julle is vasgevang in minderwaardigheid en in twyfel. Staan op uit dit uit, want dit is 'n devouring spirit. Wat beteken 'n devouring spirit? Dit beteken dis 'n gees wat vernietig. Dis 'n gees wat geestelike dood bring. En baie keer bring hy die dood van binne in die kerk uit, wanneer ons nie in eenheid is nie, want die ding wat hierdie ding se poorte oopmaak, is die feit dat daar nie meer die vrees van die Here is nie, the fear of the Lord, is nie meer daar nie. En hierdie deur wat oop staan, waardeur Amalek inkom, maak dat Ephraim gedurig in 'n geveg is. En dan praat dit van Benjamin en Machir is Manasse, is 'n ander naam vir Manasse. Nou elkeen van hierdie stamme se name het 'n betekenis. Benjamin beteken son of my right hand. Ek het vir julle gesê Ephraim beteken double fruitful. Benjamin is son of my right hand. Manasse is to forgive and to forget. En dan praat hy van Zebulon. Hy sê hulle is eintlik merchants gewees. Hulle is scribes en wat is dit nou in Afrikaans? Hulle het woorde, hulle die Bybels byvoorbeeld oorgeskryf, hulle het aantekeninge gemaak vir die handelaars en so aan. Hy sê hulle het opgestaan en kom weg. En dan praat hy van Issachar. Issachar het saam met Deborah gegaan staan daar. Nou Issachar beteken a reward or born to serve. So Issachar sê ek is 'n vrywilliger. Ek is hier. Ek bring my liefdesoffer. En dan praat dit van Reuben. Reuben, there were great searchings of heart. Reuben het nie kom veg nie. Reuben het gekies om eerder veilig te wees en die hele tyd te sit en debatteer. Is dit nou veilig om te veg of is dit nie veilig nie? Dan Gilead verteenwoordig Gad en Dan is daarso en Asher. Ek gaan nou nie almal se name, as julle dit wil hê, kan julle my kontak. Ek het dit in van my boeke. Maar ek bekom by Zebulon, hier aan die einde van hierdie stukkie. Zebulon was a people who despised their lives even to death. And Naphtali also, on the high places of the field. The kings came and fought. Then fought the kings of Canaan at Tanach, near the waters of Megiddo, and they took no plunder in silver. Nou Zebulon en Naphtali weet ons het saam met Barak geveg. Issachar het ek gesê beteken born to serve. Zebulon beteken to dwell, om daar te bly, maar dit beteken ook I'm a gift. En Naphtali beteken to wrestle, maar veral beteken to overcome. As ek en jy in die ware wynstok abide, wanneer ons dwell in hom in sy teenwoordigheid,
wanneer ons onsself oorgee om te serve, wanneer ons oorkomers word, dan veg ons saam met Yahweh, die Allerheiligste, teen die vyand. En die slag word naby Megiddo dan gedoen. Armageddon. Megiddo beteken his precious fruit in declaring a message. Hierdie geveg was uit die hemel uit, maar dit is 'n profetiese boodskap van die geveg wat gaan kom. Hierdie is 'n boodskap wat Deborah sing vir die vyand. Is 'n boodskap van wat in die laaste dae gaan gebeur. By Megiddo, there will be and there was a message declared. Die vyand is oorwin. Want Rigters 5 vers 20 tot 23 sê, the stars fought from heaven. Die sterre het saamgeveg. From their courses they fought against Sisera. The torrent of Kishon swept them away. Kishon was veronderstel om 'n droë lopie te wees daai tyd van die jaar. En die sterre het in die hemel geveg. Die hemelruim het geveg. Ons het net nou gelees, the clouds dripped with rain. Al dit het saamgewerk sodat 'n torrent is 'n stroom wat afkom, dis 'n vloed wat afkom. En dit het al daai 900 strydwaans weggevoer. So dit was 'n flash flood, totaal buite seisoen, 'n bonatuurlike situasie. Die hemele het geveg. En die boodskap van hierdie is, die hemele gaan weer veg. En dan staan dit daarso, the ancient torrent, the torrent Kishon, O my soul, march on with strength. Then the horses' hooves beat from the dashing of his valiant steeds. Nou ons weet, Openbaring sê vir ons, die koning gaan kom op sy perd. En hulle wat geklee is in wit linne, gaan saam met hom op die perde kom. En dan staan daar, Curse Meroz. Dis sommer so, hier is hierdie mooi loflied, en die volgende oomblik is hierdie blessing, hierdie curse. Curse Meroz, said the angel of Yahweh, utterly curse its inhabitants, because they did not come to the help of Yahweh, against the warriors. Hierdie is my 'n skrikwekkende sinnetjie. Ek wil nie Meroz genoem word, wanneer hy ons oproep vir iets en te sê, nee, ek gaan nou eers so 'n bietjie my boeke moet nagaan, of ek gaan eers dit moet doen. Want daar's 'n vervloeking op hulle, wat nie bereid is om op te staan, en saam met op te veg nie, sê hierdie skrif vir ons. En dan die volgende vers, ek gaan dit nie eens lees nie, want dit is maar net 'n herhaling van wat by Jael gebeur het. Maar daar praat so mooi, sy het vir hom melk gebring in 'n magnificent bowl. Sy het nie 'n gewone bakkie gebruik nie. Sy het hom getreat en sy het vir hom sy het hom laat tuis voel met hierdie pragtige bakkie waarin sy vir hom die melk gebring het. En dan staan daar, between her feet he bowed. Die vyand gaan die knie buig voor die bruidegom en sy bruid, want die bruid is in die bruidegom. Ek gaan nie nou verder aan daai skriftyd spandeer nie, ek wil graag by die belangrike ene kom, en ek gaan so bietjie moet oor die tyd gaan vandag, ek hoop nie julle gee om nie. 5 vers 28 tot 30, hier spring die lied na Sisera se ma toe. Out of the window she looked and lamented, the mother of Sisera, through the lattice. Sy sê, ek kan nie verstaan, hoekom kom die chariot nie? Hoekom kom hy nie terug nie? And her wise princesses would answer her, indeed, she repeats her words to herself. Are they not finding, are they not dividing their spoil? A maiden, 2 maidens for every warrior? Ek het spesiaal die in Engels gedoen, hierdie hele gedeelte, omdat baie van hierdie woorde in die Afrikaans, julle kan dit gaan lees en vergelyk. Dit maak net nie so sin nie. Maar as jy na die Hebreëus gaan kyk, is dit so 'n profetiese boodskap.
Want sy sê, sy kan nie verstaan hoekom kom hulle nie, en die meisie sê vir haar, die prinsesse sê vir haar, ag, hulle is maar nog net besig om die lood, dit wat hulle gewen het, te verdeel tussen hulle. A maiden or two maidens for every warrior. En dit gaan oor meisies wat dan nou ontvoer is en deur die soldate onteer is of ontvoer is of wat ook al daarmee gedoen is. Hulle is as slavinne gebyt. Wat die belangrike is as jy na hierdie woord gaan kyk vir maiden, is regem, en dit beteken eintlik baarmoeder. Jy sien as hulle 'n meisie kon onteer, as hulle 'n meisie kon swanger maak, dan is daar nog een gebore vir die vyandelike mag. Ek wil vir julle sê, die jong moslimmans, die jong beautiful moslimmans gaan vir die meisies, vir die jong meisies, dat nie soos hulle lyk nie. They've got one plan, en dit is om babas groot te maak, vir Allah. Hierdie gaan oor, in die eerste plek, oor jong meisies wat onteer was, maar in die tweede plek, gaan dit daaroor, dat jong meisies nie meer verstaan, dat hulle baarmoeders 'n heilige plek is, waaruit 'n Moses, of 'n Miriam, of 'n Deborah gebore kan word nie. Hierdie is die vyand wat 'n aanslag op die baarmoeders van ons volk het. Hierdie is 'n waarskuwing. Dis 'n oproep van Deborah. Dis 'n oproep van die Deborah salwing. Ons moet praat. Ons moet uitwys. Daar's 'n agenda. Dit praat van baarmoeders wat gesien word as 'n plek waar iets wat ongewens is, maar net verwyder kan word. As ons nou die volgende gedeelte gaan kyk, dan praat dit van die mantels wat Sisera het en so aan, en dit praat van hierdie mantel wat om die nek vasgebind word, die geborduurde mantel. En Abba wys my, dis 'n mantle of shame. Ons dra 'n mantle of shame oor die goed wat met ons gebeur het, of die goed wat ons aangevang het, toe ons jonger was. Spesifiek te doen met maagdelikheid, met ons baarmoeders. En ons loop met daai shame, want ons het nou intussen mos nou wyser geword. En Abba sê, daai mantel van shame, daai mantel van skaamte, moet afgehaal word, moet afgeruk word. Want daar's vergifnis. Ons sien die vyand se planne. En as jy in daai posisie was, dat daar van jou gesteel is, of dat jy uit onkunde uit, miskien 'n aborsie toegelaat het, dan het jy nou kennis om op te staan en te begin bid. As jy jong dogters het, wat moet hoor dat hulle baarmoeders 'n heilige plek is, en dat hulle baarmoeders moet beskerm. As ek en jy verstaan dat dit wat in ons baarmoeder is, of dit wat uit ons baarmoeder uitkom, het die vermoë om die land te verander, om die koninkryk te verander. Hanna het nie gebid vir 'n seun nie. Hanna het gebid vir die saad. Sy het geweet, sy kan 'n seun in die wêreld bring, wat die saad kan wees, wat die volk se koers kan verander. Ons moet ons jong dogters leer, dat hulle baarmoeders die heilige plek is, wat dalk juis
daardie persoon sal koester, sal dra, wat 'n verskil in hierdie land kan bring. Deborah eindig haar loflied. Let all your enemies perish, O Lord. But let those who love him be like the rising of the sun in its might. Mag ek en jy deel wees van hierdie army wat aangestap kom onder hierdie banner of love. Mag ons veg vir ons jong meisies se maagdelikheid. Mag ons veg vir ons jong meisies se baarmoeders. Mag ons veg vir soveel jong meisies wat getraffic word. Onder ons neuse. Ons weet nie eens daarvan nie. Onder ons neuse. Let's arise as mothers in South Africa. Met hierdie 3 dubbele salwing. Ons gaan volgende week praat oor hoe begin ek en jy dit toepas. Want die volgende sin sê, and the land was undisturbed for 40 years. Jy sien, ek en jy kan opstaan en 'n verskil maak, sodat daar kan vrede in ons omgewing kan. Maar daarvoor moet ons waarlik vrykom en ons moet die strongholds breek. So ek het vir jou 'n paar vrae gevra. Vandag deur die sessie, is jy altyd gereed om 'n lofsang te sing? En wat is die woorde van jou loflied? My God is so groot. Sien ek en jy nog die goddelike ingrypings in ons lewens raak? Besing ons dit? Praat ons daarvan om 'n braaivleisvuur? Meld ek en jy aan as daar 'n oproep kom vir 'n gebedgeveg? Is ons met ander woorde 'n vrywillige love offering? En dan, hoe lyk jou poorte? Wees in beheer van jou poorte, van jou stadspoorte, daar waar jy is. Hier is 'n mondvol. Dit is baie om oor te dink, so ek gaan die groep ooplos. Ek gaan hom oopmaak tot môre toe, sodat jy 'n bietjie kan deel, asseblief. Ek gaan nou ook nie afsit nie, dan gaan ons so rukkie, die ouens wat nog bietjie wil praat, is welkom. Dit is baie om oor te dink, en van dit is 'n moeilike hoofstuk hierdie, maar gaan lees hom oor en oor en oor, en weer eens ek sê, dit wat Abba vir my gegee het, is nie die totale prentjie nie. Dalk kry jy nog iets by wat ons kan byvoeg, maar hierdie is 'n profetiese oproep vir my en vir jou om op te staan, om te vrywilligers te wees, 'n love offering te wees, om op te staan as moeders in Suid-Afrika. What is our role as a mother? En dan om te verstaan hoe die aanslag is teen spesifiek die jong meisies. Ek praat nie eens van die manne nie, want hulle is veronderstel om die leiers te word, maar ek praat van die jong meisies wat verniel word deur die kultuur van vandag. Kom ons sluit ons oë. Abba, U wys vir ons baie dinge vandag, en ek dink ons koppe sing almal. Maar wat ons wel weet is dat U ons oproep, en dat elkeen wat hier is vandag, is hier omdat U ons opgeroep het, omdat U haar opgeroep het. Wil jy asseblief vir ons wys waar U ons nodig? Help ons om waarlik committed te wees tot dit wat U ons oproep. Help ons dat ons onsself kan wakker maak en sê, arise, wake up. Jy kan 'n verskil maak. Ons ly nie aan minderwaardigheid nie. Ons is koningskinders. Ons is deel van die bruid wat stap soos 'n army met banners. Hierdie banner of love wat oor ons is. En hoe meer ons word en hoe sterker ons word, hoe verblindender word ons vir die vyand. Pull us up. Maar help ons ook. Identifiseer, help ons om te weet wat dit is wat in ons poorte is, wat maak dat ons vasgevang sit in minderwaardigheid. Thank you, my King. You are one awesome God. And with all those that love you, I say, let God be magnified. Amen and amen.